Maar sê, kom ons maak ons oop toe dan bid ons saam. Ons almagtige God, Hemelse Vader, Here, ons dankie vir hierdie oggend en vir hierdie geleentheid, hier waar ons weer by mekaar kan kom. Here, ons dankie dat ons hier kan vergader in U naam, U wat die Alfa en die Omega is, die begin en die einde, die eerste en die laaste, die een wat is, en wat was, en wat kom, die Almagtige. Here, ons dankie dat ons onsself kinders kan noem van die groot en almagtige God, die een wat alles gemaak het, ook vir ons. En Here, wanneer ons na onsself kyk, wanneer ons na die skepping kyk, dan kan ons nie anders nie as om U ook saam met Dawid te loof en te prys en te sê, hoe wonderbaar is ons nie, en daarom moet U 'n wonderbare koning wees. Here, ons dankie dat ons U diensknegte kan wees. Here, waar ons uit dankbaarheid vir U groot liefde, U genade, U goedheid en U guns, lewens van dankbaarheid wil leef. Wil ons dan ook vra, rus vir ons ook vanmôre toe, deur die waarheid van die woord, dat ons ook sal hoor wat U vir ons sê, dat ons dit in ons harte sal inneem, en dat ons dit ook tot eer van U naam in ons lewens sal gaan uitleef, dat dit werklik lewens van dankbaarheid sal wees, wat in alles wat ons doen, die lof en die eer en die heerlikheid wat U toekom, dan ook aan U bring. Daarom vra ons, Here, spreek nou tot ons, want ons U kinders wil graag luister. En ons bid dit alles as dit U wil is, in U groot en heilige naam, in die naam van Jesus Christus. Amen. Goed, so ons is nog al die pad besig om berg te klim. Ons het nou verlede Sondag het ons in 'n sekere sin gekyk hoe Dawid, wil ek amper sê, heeltemal misluk het. En vanmôre wil ek wil amper sê voortgaan met die storie. Nou voor ons by vanmôre se skriflesing gaan uitkom, wil ek net eers vir ons die res van die storie weer so 'n bietjie invul, dat ons wil ek amper sê die Bybelse verhaal so in breë trekke nog steeds kan volg. Nou ek wil vir 'n oomblik terugspring. Ons het verlede Sondag het ons geëindig aan die einde van 2 Samuel, met die laaste hoofstuk. Ek wil vir 'n oomblik net so 'n bietjie terugspring in tyd vir vanmôre se narratief, vir vanmôre se verhaal, dat ons sy draad kan optel. Nou, vir vanmôre se doeleindes, daar in 2 Samuel 7, en ek sal volgende Sondag weer daarna verwys, dan word daar vir ons kortliks vertel, dat Dawid wil graag vir God natuurlik 'n tempel bou. So onthou as ons na die groter geskiedenis vat, terwyl die volk in die woestyn was, toe hulle uit Egipte uitgekom het, daar in Exodus en verder, het God vir hulle die 10 gebooie gegee, en toe het hy vir hulle die tabernakel laat bou, wat daai draagbare tempel was, en die 10 gebooie is toe in die verbondsark gesit. Dit het hulle ook gebou daar in die woestyn, en hulle het daai draagbare tempel toe nou saamgedra, en uiteindelik wat toe gebeur het is, toe kom hulle in die beloofde land aan, en toe na verloop van tyd was Saul natuurlik die eerste koning, en toe word Dawid koning, en toe het Dawid gesê, hier by 2 Konings 7, dat hy wil vir God 'n huis bou, hy wil vir God 'n tempel bou, en dan hoor mens nou weer daarvan, verder in 1 Konings, in 1 Konings, maar ook in 2 Samuel 7, maar ek wil vir ons 'n opsomming daarvan gee. Onthou, as ek nou nog so 'n bietjie agtergrondgeskiedenis kan gee, ons het die boeke van 1 en 2 Konings, wat ek wil amper sê een skrywer se perspektief is, 'n Israel gefokuste perspektief op die gebeure wat gebeur het, en dan na 1 en 2 Konings skryf ons natuurlik vir 1 en 2 Kronieke, wat 'n ander skrywer se perspektief is, wat ek wil amper sê so bietjie meer van 'n buiteperspektief af skryf, maar hy beskryf dieselfde gebeure as wat in 1 en 2 Konings, net vanuit 'n ander hoek uit. So net so 'n bietjie opsommend, Dawid wil dan nou 'n tempel vir God bou, en in 1 Kronieke 22 tussen verse 7 en 10, soos ek sê, dit sal volgende Sondag weer aan die hand kom, maar ons lees daar, en Dawid het aan Salomo gesê, so nou vertel Dawid aan sy seun. Salomo is natuurlik
hierdie seun wat hy toe nou later by Batsheba gehad het, die vrou van Uria. Hy moes nou, Uria was die ou wat hy doodgemaak het, voor in die oorlog laat beklei het, laat hy kan doodgaan. En Dawid sê aan hierdie seun van hom, Salomo, my seun, ek het my voorgenem om 'n huis te bou vir die naam van die Here my God, maar die woord van die Here het tot my gekom en gesê, jy het bloed in menigte vergiet en groot oorloë gevoer. Jy mag nie vir my naam 'n huis bou nie, omdat jy baie bloed op die aarde voor my aangesig vergiet het. Kyk, 'n seun sal vir jou gebore word. Hy sal 'n man van rus wees en ek sal hom rus verskaf van al sy vyande rondom. Want Salomo sal sy naam wees en vrede en rus sal ek oor Israel in sy dae gee. Hy sal vir my naam 'n huis bou en hy sal vir my 'n seun wees en ek vir hom 'n vader. En ek sal die troon van sy koningskap oor Israel bevestig tot in ewigheid. So hier's 'n paar dinge wat hier gebeur wat ek net so vinnig wil uitwys. Die eerste is dat God uiteindelik sê in Salomo se tyd sal daar rus wees. So wanneer ons nou hierdie lyne van die begin af nou al deurtrek, dan wil ek amper sê, nou moet ons onmiddellik as ons rus hoor, dan moet ons hoor Noag. Noag was die een wat rus gegee het. In Noag se naam hoor ons rus, en later het ons elke keer, wanneer mense bereid was om iets van hulle self te gee, hulle self op te offer, dan het God uiteindelik vir homself rus gegee. En dan die tweede ding wat ek wil uitwys, is uiteindelik dat God maak hierdie belofte spesifiek aan Salomo, en dan Salomo sal die tempel bou, maar dan ook dis deel van die verbondsbelofte wat God met Dawid gemaak het. Ek sal jou koningskap tot in ewigheid laat staan. Hy bevestig dit as te ware hier in Dawid, en Dawid sê dit nou weer vir Salomo, jy is my seun, en omdat my koningskap op jou oorgaan, daarom sal jou koningskap tot in ewigheid wees. So dis wat ons hier uiteindelik sien. En dan dan wil ek 'n redelike spring maak in 1 Konings 1, dan sien ons Dawid is besig om dood te gaan. Dit is interessant hoe die Bybel dit beskryf. Hulle sê Dawid het begin koud word. So hy's baie oud, neem ons aan. En dan net sulke stukke in 1 Konings 5 dan, wanneer Dawid besig is om dood te gaan, dan lees ons hierdie versie wat sê, intussen was Adonia, die seun van Hagit. Hagit is nou een van Dawid se vroue. Intussen was Adonia, die seun van Hagit, so vermetel om te dink, ek sal koning word. En hy het vir hom waans en perderuiters aangeskaf en 50 man wat voor hom uitloop. So hy wil homself nou koning maak, maar dan, wanneer hierdie een seun van Dawid nou dink, hy gaan koning word, ons het nou gesien, Dawid het gesê, Salomo sal koning word. So hier is, wil ek amper sê, 'n opbou van verhale met, daar word gesê, Dawid sê vir Salomo, hy sal koning word, en dis hoekom ek daai verse gelees het. Maar dan is hier 'n probleem, en dan kom die profeet Nathan, wat natuurlik ook na Dawid toe gekom het, toe hy, wil ek maar amper sê, sy leerowerste, een van sy belangrike bevelvoerders vir Uria laat doodmaak het, en sy vrou op die bad sien, bad het natuurlik, en hierdie groot sonde gedoen het Nathan ook na Dawid toe gekom. Nou gaan Nathan na Batsheba toe. En wat belangrik is Nathan is die profeet, en dan is daar die priester Sadok, en dan is daar nog ander van Dawid se bevelvoerders en sy helde wat saam met hom beklei het en geveg het in die oorlog, soos die Bybel hulle beskryf. Hulle natuurlik, wil ek amper sê, ons moet dit nou amper half so as 'n politieke spel wat nou hier afspeel sien. Hulle is nie ondersteuners van hierdie seun, hierdie Adonia, wat die Bybel sê hy was so vermetel geweest om te dink ek gaan koning word nie. So dan gaan Nathan na Batsheba toe, sy is nou die koningin natuurlik, en hy gaan sê vir Batsheba, sy moet met Dawid gaan praat, en daarna sy sterfbed toe gaan en hom herinner dat hy gesê het dat Salomo sal koning word, en vir hom ook sê dat sy het gehoor, Adonia is besig om homself koning te maak, sonder dat Dawid nou daarvan weet. En dan gaan sy na Dawid toe, en dan lees ons daar verder in die hoofstuk in 1 Konings 12 verse 28 tot 39 die volgende, dis belangrik,
hierdie 10 verse. Daarop antwoord koning Dawid en sê, roep Batsheba vir my. Dis nou nadat sy met hom die eerste keer gepraat het, en toe nou Nathan ook met hom gepraat het, en sy het ingekom voor die koning, en voor die koning gaan staan. Toe sweer die koning en sê, so waar as die Here leef wat my uit alle benoudheid verlos het, sekerlik, soos ek u by die Here, die God van Israel, gesweer en gesê dat die seun Salomo na my koning moet word en hy op my troon moet sit in my plek. Sekerlik so doen ek vandag nog. En Batsheba het met die aangesig na die aarde gebuig en voor die koning neergeval en gesê, mag my Heer die koning Dawid vir ewig lewe. Verder, dis maar net 'n ding wat hulle vir die konings gesê het. Verder het koning Dawid gesê, roep vir my Sadok, dis nou die priester, en Nathan die profeet, en Benaja, die seun van Jojada, dis een van die bevelvoerders. Toe kom hulle in voor die koning, en die koning sê vir hulle, neem die dienaars van julle Heer met julle saam, en laat my seun Salomo op my eie myl ry. So met ander woorde, ek wil amper sê op die koninklike myl, en bring hom af na Gion toe, en laat Sadok die priester en Nathan die profeet hom daar as koning oor Israel salf, en julle moet op die ramshoring blaas en sê, mag koning Salomo lewe. Dan moet julle agter hom optrek, dat hy kan inkom en op my troon sit, so inkom in Jerusalem, en met die hele gevolg, amper soos 'n bruid. Want hy moet koning wees in my plek, en ek het hom aangestel om 'n vors oor Israel en Juda te wees. Toe antwoord Benaja, die seun van Jojada, die koning, en sê, Amen, mag die Here die God van my Heer, die koning ook so sê. Soos die Here met my Heer die koning was, mag hy so met Salomo wees, en mag hy sy troon groter maak as die troon van my Heer die koning Dawid. Toe het Sadok die priester afgegaan, saam met Nathan die profeet en Benaja, die seun van Jojada, en die Krete en die Plete, en hulle het Salomo laat ry op die myl van koning Dawid, en hom na Gion gebring. En die priester Sadok het die horing met olie uit die tent geneem, en Salomo gesalf, en hulle het op die ramshoring geblaas, en die hele volk het gesê, mag koning Salomo lewe. So hier is weer 'n paar goedjies wat ek hier wil uitwys. So, die eerste ding hier is Dawid is in 'n sekere sin hier gehoorsaam aan wat God vir hom gesê het. God het vir hom gesê, Salomo moet koning word, en dan sorg Dawid dat hy koning word, en Nathan en hierdie priester Sadok, en ook hierdie leerowerste, hulle sorg ook in 'n sekere sin dat dit gebeur, maar dan is dit belangrik dat ons ook hier moet raak sien dat hoe Salomo uiteindelik gesalf word as koning. So hy ry eerstens op die myl van Dawid, en dit laat mens dink aan hoe die Here Jesus natuurlik baie later op die donkie wil ek amper sê Israel binnegekom het op Palm Sondag. Ons is nou amper weer by Palm Sondag in die kerklike jaar. So dit laat mens net onmiddellik daaraan dink. Maar dan onmiddellik is daar nog iets wat gebeur, en dit is, hier word gesê dat Salomo het afgegaan na Gion, en hy is daar gesalf. Nou, dit is baie belangrik. Gion is 'n woord of 'n plek wat na water verwys, net 2 keer in die Bybel, net op 4 plekke in die Bybel, maar net 2 kere in die Bybel word daar verwys na Gion as 'n waterbron, die ene wat water laat uit, wil ek amper sê pomp. In Engels gebruik hulle die woord gush, so uitloop, 'n sterk uitloop sal die Afrikaanse woord wees, en ons het natuurlik al daaroor gepraat. So Gion is natuurlik een van die 4 riviere wat daar in die tuin van Eden, wat op die berg is, natuurlik uit die groot rivier uit vertak, wat bo van die kosmiese berg Sion af uitstroom na die wêreld toe. En hier, en dan ook weer
in Kronieke, in 2 Kronieke 32 en 33 is die ander 3 kere, so dis hier in 1 Konings 1 en dan weer in 2 Kronieke 32 en weer in 2 Kronieke 33 en natuurlik in Genesis 2 is die enigste 4 kere wat die naam ooit genoem word in die Bybel en is die enigste 2 kere. Dit is in die tuin van Eden word daar verwys na die waterbron wat uit die hoofrivier uitloop daar bo van die berg af, maar hier verwys dit na die Gion spruit, met ander woorde hierdie waterbron wat altyd genoem word, en dis hoekom ek sê, dis net 2 kere, hy loop aan die kant van Jerusalem verby. So nou word hier gesê, Salomo moet afgaan na hierdie spruit toe, en daar word hy natuurlik as koning dan nou bevestig, wil ek amper sê. So, dit is baie belangrik, hierdie water, in 'n sekere sin, dui dan ook op die seun, wat daar by Salomo sal wees. Hierdie seun wat God, net soos wat hy met die rivier wat uit die tuin van Eden uitgekom het, die aarde sou seën, so wys hierdie plek waar Salomo geseën word, uiteindelik ook daarop. Maar nog iets wat ons moet raak sien, is dat net soos wat hierdie rivier uit die tuin van Eden uitloop, en natuurlik hierdie vertakkings, wil ons amper sê hier halfpad, maar aan die voet van dit sal gebeur, so moet ons ook sien, Salomo moes afgaan. So hier by Gion, hierdie plek is hierdie keer nie op 'n berg nie, maar dit is aan die voet van die berg. Soos wat, en ek sal later weer daaroor iets sê, aan die voet van die berg begin Salomo uiteindelik sy koningskap, kan ons in 'n sekere sin sê. En dan weet ons natuurlik, nadat dit nou gebeur, of kom ek vertel dit ook, is dat wanneer hierdie Adonia nou hoor dat Salomo wel koning gemaak is, dan is hy so bang, al die ouens wat by hom is, hulle vlug, en Dawid laat meeste van sy volgelinge doodmaak later, en almal wat vir Dawid kwaad aangedoen het, maar hy is dan so bang, en hy is nie die eerste ou nie, hy hardloop dan uiteindelik na die tabernakel toe, en hy gaan gryp aan die altaar se horing, so by die altaar in die tabernakel was daar ramshorings, of bulse horings gewees, en hy gaan gryp aan daai horings, en hy sê, ek gaan nie hier los, totdat Salomo sê, hy gaan my nie doodmaak, en dan sê Salomo op die einde vir hom, gaan huis toe, en dan doen hy dit, en dan wil ek amper sê, is sy rebellie op 'n einde. Maar goed, en dan, net so kortliks, dan is daar nou 'n klomp ander dinge wat beskryf word, maar ek dink die belangrike voor ons vanmôre begin by ons skriflesing, is dan net een vers, die laaste vers van die volgende hoofstuk. So ons het nou gekyk na 1 Konings 1, en dan ook 1 Konings 2, die laaste vers van 1 Konings 2, vers 47, sit vir ons dinge mooi in perspektief, en ons lees daar, en die koningskap is bevestig in die hand van Salomo. So met ander woorde, Salomo was 'n koning, en daar was vrede vir hom gewees. Nou goed, en dan kan ons begin lees daar in 1 Konings 3, is waar ons die skriflesing, en ons gaan hom ook so stuk vir stuk vat, wil ek amper sê, soos wat ons lees, gaan ek dit vir ons verduidelik. So ons lees in 1 Konings 3, daarvan vers 1 af, en Salomo het hom verswaar, met ander woorde, hy het getrou, met Farao, die koning van Egipte, met die Farao, die koning van Egipte, het hy naamlik die dogter van Farao geneem, en haar in die hand van Dawid ingebring, totdat hy met die bou van sy huis, en die huis van die Here, en die muur van Jerusalem rondom klaar sou wees. So hier sien ons 'n paar dinge in hierdie vers. Eerstens, en ons moet verstaan hoe dit in daardie tyd gewerk het. Konings en belangrike amptenare en belangrike staatsmanne het meeste van die kere met ander konings se dogters getrou, om vredesverdrae en goeders op hierdie manier, en politieke verdrae uiteindelik te sluit. So dis presies wat hier gebeur. Salomo trou met die koning van Egipte se dogter, om vrede tussen hulle te sluit, en vredesverdrae te sluit. Die tweede ding wat ons moet sien, hier word vir ons ook gesê, dat Salomo die huis van die Here sal bou, met ander woorde die tempel, so dit is baie belangrik, en dan word daar ook gesê, die muur van Jerusalem word hier gebou. Maar nou wil ek amper so kantopmerking hier maak, en ek wil sê, wat ook hier belangrik is dat wat gewoonlik, en ons sal dit nou nog sien verder ook, maar wat gewoonlik die groot doodsteek
is dat die konings gaan trou met vroue van ander nasies, en daai vroue verlei die konings om uiteindelik agter, nie die koning se gode aan te loop nie, maar agter daardie heidene nasie se gode aan te loop. So hier is al klaar so tipe van 'n rooi liggie wat vir ons flikker, maar daar word nie verder positief of negatief gesê nie, die feit word maar net vir ons hier genoem. So hou maar net dit in gedagte. En dan die tweede vers sê, aanleenlik het die volk gedurig op die hoogtes geoffer, omdat tot op daardie dae daar geen huis vir die naam van die Here gebou was nie. So dit is belangrik, waar het hulle geoffer? Hulle het op die hoogtes geoffer. So in 'n sekere sin, en dan lees ons, en dit is belangrik, daar was nou nog nie 'n huis vir die Here nie. So aan die een kant wonder ons, want die tabernakel is tog daar, hierdie draagbare tent. Nou vra mens maar, hoekom gaan offer die volk nie by die tabernakel nie? En hulle het dit sekerlik ook gedoen, maar nou weer eens, hulle het in hierdie beloofde land ingekom, en hulle bly hier tussen van die ander nasies, dit het ons nou al gesien, en dit was die gebruike by die ander nasies ook, om op die hoogte uiteindelik te offer, en ek sal nou weer iets daaroor sê, en daarom het die volk dit ook gedoen, ons sal nou sien, self Salomo het dit gedoen, en maar dit wys weer vir ons berg, hoogtes in ons tema. Maar wat belangrik is, wat ek hier reeds kan sê, is dat tot op hierdie stadium, omdat daar nog nie 'n huis vir God is nie, staan die feit dat die volk hier op die hoogtes gaan offer, staan dit neutraal. God laat dit toe. Maar nadat die tempel uiteindelik gebou word later, dan laat God dit nie meer toe nie, want dan sê hy vir hulle, julle moet by die tempel offer. En dan altyd, wanneer die tempel klaar gebou is, dan staan dit in die negatiewe, wanneer ons hoor van hulle offer op die hoogtes, dan is dit onmiddellik vir ons weet onmiddellik, dit is 'n slegte negatiewe konnotasie, want hulle offer aan die afgode op die hoogtes, maar hier wil ek amper sê, laat God dit nog toe. En dan lees ons in die volgende vers, in vers 3 en 4, en Salomo het die Here liefgehad deur in die insettinge van sy vader Dawid te wandel. Hy het net gedurig op die hoogtes geoffer en rook laat opgaan. So hier lees ons, Salomo het, soos Dawid, hy was 'n eerbare man gewees, en hy het in die reëls wat Dawid vir hom daar gestel het, wat God gestel het, geleef. En die koning het dis nou Salomo, en die koning het na Gibeon, dis belangrik gegaan, om daar te offer, omdat dit die vernaamste hoogte was. 1000 brandoffers het Salomo op daardie altaar geoffer. So nou sien ons, wil ek amper sê, hoe ryk Salomo al klaar is. Hy het 1000 offers wat hy gebring het, maar hy het na Gibeon toe gegaan, en Gibeon is hier baie belangrik, ek wil amper sê, Gibeon is die berg wat ons vanmôre bespreek. Gibeon beteken as sulks alreeds berg of hoogte. So hier word nou eintlik gesê, hy gaan na die hoogte wat sy naam is hoogte, en wat ook gesê word, dan gaan hy by daai hoogte wat sy naam is hoogte, na die hoogste plek toe daarvan, so hierdie 3 speling met hoogte, so hy gaan na die vernaamste hoogte by Gibeon toe. En wat hier belangrik is, soos ek gesê het, hoogtes word hierna, word 41 keer weer genoem, en dan is dit meeste van die kere in die negatiewe sin daarvan in hoogte. Die woord vir hoogte hier is Bama in Hebreëus, en dit verwys ook dan spesifiek, ons het nou gesê, na die vernaamste hoogte, maar wanneer daar na die hoogte so verwys word, is dit altyd, dit wys na die hoogste punt ook. So Bama is die woord wat hoogte, maar dit wys na die kruin of die piek, of die hoogste plek van 'n hoogte. Maar dan sien ons dat Salomo gaan nou na hierdie plek toe, en hy offer op die hoogste plek. En nou wil ek terugkom na wat ek nou toe gesê het. Ons het gesien, Salomo uiteindelik is by Gion. So hierdie is Gibeon, daar is 'n verskil. In die name hier is hy natuurlik nou besig om te offer, maar ons het gesien, Salomo het by Gion, die spruit, aan die onderkant, is hy uiteindelik bevestig as koning, en nou gaan hy op, boontoe. Eintlik moet ek dit anderster omsê, ons moet begin by Kain en Abel. Adam en Eva was bo op die berg in die paradys, hulle is uitgeskop,
En toe het hulle 2 seuns, Kain en Abel, het aan die voet van die berg, het hulle die offers gebring. Nou sien ons die teenoorgestelde by Salomo. Salomo is by Gion aan die voet van die berg aan die onderkant gesalf as koning, en nou gaan hy op na die hoogte toe, om by die hoogte te gaan sy offer uiteindelik bring. So ons sien, God gee hierdie geleentheid vir herstel. Dis die belangrike waarop ek hier wil wys. En Salomo word geskets as hierdie volgende groot persoon. Hy word weer hier geskets as die volgende Noag, as die volgende Abraham. Hy is besig om op te gaan, en die Here wys in alle waarskynlikheid dat hy met Salomo sal wees. En dan lees ons in vers 5 en 6, die volgende 2 verse, dat Salomo dan nou hier bo op hierdie hoogte, op hierdie vernaamste van hoogtes, hier by Gibeon, toe verskyn die Here in Gibeon in 'n nagtelike droom aan Salomo. En God het gesê, begeer wat ek jou moet gee. So God sê vir hom in 'n sekere sin, jy kan vra net wat jy wil en ek sal dit vir jou gee. En Salomo sê, U het aan die knegg my vader Dawid 'n groot guns bewys, net soos hy voor U aangesig gewandel het in trou en in geregtigheid en in opregtheid van hart met U. En U het vir hom hierdie groot guns bewaar, dat U hom 'n seun gegee het wat op sy troon sit, soos dit vandag is. So hy praat hier van homself, Salomo. En dan lees ons verder in vers 7. Nou dan, Here my God, U het U knegg koning gemaak. Hy praat van homself. Hy is God se knegg, sê hy. U het U knegg koning gemaak in my vader Dawid se plek. Maar ek is 'n jong seun. Ek weet nie om uit of in te gaan nie. En U knegg is midde onder U volk wat U verkies het. 'n groot volk wat nie getel of bereken kan word weens die menigte nie. Gee dus, sê vers 9, aan U knegg 'n opmerksame hart om reg te spreek oor die volk, om tussen goed en kwaad te onderskei, want wie sou hierdie talryke volk van U kan regeer? Nou goed, kom ons kyk net eers na wat nou hier in die tussentyd gebeur van vers 5 af, soos wat dit baie kere in die verlede ook was, en Abraham het God met hom gespreek in 'n droom. Hier sien ons ook weer in hierdie tussentoestand, wil ek amper sê, kom God na Salomo toe, en hy kom spreek met Salomo, en dan uiteindelik sien ons dat hy sê vir Salomo, jy kan vir enige iets vra, en dan sien ons Salomo sê, ek soek wysheid. En dit is 'n wonderlike oomblik hierdie, wil ek amper sê, dis 'n oomblik, wil ek amper sê, is 'n bergtop oomblik, as ons dit dan so kan beskryf vir Salomo. Salomo kon enigiets gekies het, hy kon gesê het, ek soek al die rykdom in die wêreld, ek soek wat ook al, ek wil vir ewig lewe, of wat die geval ook al kan wees, maar hy kies nie dit nie, hy kies wysheid. En as ek sê, dit is die bergtop moment, en dis hoekom dit ook vers 9 ook ons teksvers is. En hy sê dan hy soek wysheid, en dan sê hy kortliks vir God, hoekom hy wysheid soek. Hy sê, want ek ken nie die in of die uitgang nie, ek is nog maar 'n jong kind, so hierdie in en uitgaan verwys daarna, nie noodwendig soos ons nou daarin sal dink om by 'n plek in of uit te gaan nie, maar dit gaan om die soldate, die leermag, uiteindelik deur die stadspoorte in en uit te lei, of uit te lei en weer in te lei na die oorlog. So Salomo sê, ek het geen ondervinding nie, ek is nog jonk. En dan sê hy, daarom soek ek wysheid, en dan sê hy hier in vers 9 vir God, maar hy soek 'n hart wat luister, en dit is baie belangrik, 'n opmerksame hart is die woord wat hier gebruik word. Met ander woorde, en ek wil hê mens moet dit verstaan, die Hebreëse woord hier is shama. En later in die geskiedenis is daar ook 'n Joodse geskrif met die naam van die Shama, wat nog van God se wette uiteindelik opskryf vir die Jode om na te kom, en vir hulle wys hoe om hulle lewens te leef.
Maar hierdie shama, 'n hart wat opmerksaam is verwys dan na 'n hart wat luister, nie net luister oor die algemeen, maar in die besonder, 'n hart wat luister na die bevele van God, wat luister na wat God sê. Dis wat Salomo sê, en dan is dit belangrik, dan sê hy hier in vers 9, en 'n hart wat luister, en wat luister na God, en wat God sê, dan sê hy verder, om kwaad en goed van mekaar te kan onderskei. Nou onmiddellik, waaraan laat dit ons dink? As ons hoor, om kwaad en goed van mekaar te kan onderskei, dan dink ons aan Adam en Eva in die paradys, daardie vrug van die kennis van goed en kwaad, wat God gesê het, julle mag hom nie pluk nie, en hulle toe gaan pluk het. So wat ons hier moet raak sien, in ons teksvers, vers 9, is dat eintlik wat hier gebeur, wanneer ons hier in vers 9 dit lees, kom ek lees hom weer, omdat dit ons teksvers is vir ons, Salomo se begeerte, is gee dus aan u knegg 'n opmerksame hart, om reg te spreek voor u volk. So hy wil reg praat, om tussen goed en kwaad te onderskei, want wie sou hierdie talryke volk van u kan regeer? So wat eintlik hier gebeur is, in 'n sekere sin, sê Salomo hier vir God, Here, ek wil graag van die vrug, van die kennis van goed en kwaad eet. En hierdie keer sê God vir hom, ja, ek sal vir jou van dit gee. Hoekom? Want wat is die verskil hier? Onthou toe ons met Genesis 2 gewerk het, met Adam en Eva, die verskil hier is, Salomo is bereid laat God hom leer. Hy is nie die een wat self die vrug wil pluk nie. God sê vir hom, sê vir my wat jou begeerte is, en dan sê hy, dis my begeerte. So die verskil is ons as mense, as ons dit na onsself te wil terugbring, wil ons weer die vrug vir onsself vat, wil ons reg in eie hande neem, en dink ons kan onsself lei, en ons kan onsself verlos, en ons kan by onsself die kennis en die wysheid invorder, wil ek amper sê, in bekom, of is ons bereid om uiteindelik hier, soos die baie mooi voorbeeld wat Salomo vir ons hier gee, is ons bereid om vir God self te sê, Here, gee u dit vir ons op u tyd en op u manier, ons wag op u en ons is bereid dat u ons leer, en dit is in 'n sekere sin wat ware wysheid is, en dit is, wil ek amper sê, een van die hooflesse vir vanmôre uit hierdie skrifgedeelte, dat ons moet verstaan, wysheid is dikwels om die onderskeidingsvermoë te hê, om te weet dat ons in baie gevalle nie self moet gryp na dit wat ons wil hê nie, maar geduldig moet wees en moet wag op die Here, en moet wag dat die Here, dat God op sy tyd en op sy manier vir ons die regte ding reg leer, nie soos wat ons as mense in die wêreld op ons manier dit wil hê, of wil hê dit geleer moet word nie, maar op God se manier, op God se tyd, op die regte manier. En dan uiteindelik, dan lees ons verder daarvan vers 10 af. In vers 10 lees ons dan verder, en dit was goed in die oë van die Here, dat Salomo dit begeer het. En God het vir hom gesê, omdat jy hierdie versoek gedoen het, en nie vir jou 'n lang lewe begeer het nie, en nie vir jou rykdom begeer het, en nie die lewe van jou vyande begeer het nie, maar vir jou verstand begeer het, om regsake te verhoor, so doen ek dan volgens jou woord. Kyk, ek gee jou 'n wyse en verstandige hart, sodat een soos jy voor jou nie gewees het, en een soos jy na jou nie sal opstaan nie. Ja, selfs wat jy nie begeer het nie, sal ek jou gee, rykdom sowel as eer, sodat onder die konings niemand soos jy sal wees al jou dae nie. En as jy in my weë wandel, dit is belangrik, deur my insettinge en my gebooie te onderhou, soos jou vader Dawid gewandel het, dan sal ek jou dae verleng. Nou goed, so dit is baie belangrik. So wat dan nou hier gebeur is, ek wil amper sê, dit is so pragtig, dit is wat die Here vir ons wys, wanneer ons bereid is om op hom te wag, wanneer ons bereid is om in sy weë te wandel uiteindelik, wanneer ons nie bereid is om wêreldse dinge na te jaag nie, wanneer ons begeerte werklik is
na wysheid, om God beter te ken, om dit wat die Here vir ons hier op aarde gee om te bestuur, want ons is almal in 'n sekere sin konings, want ons word, omdat Jesus Christus vir ons gesterf het aan die kruis, Openbaring 1 leer dit vir ons, word ons konings en priesters vir sy God en Vader, soos wat verse 5 en 6 het vir ons sê, van Openbaring 1. En daarom moet ons eerstens heers oor die sonde, wat in ons lewens is. Dit is om in hierdie insettinge van Dawid te bly wandel, maar wat ons moet raak sien is, om dit te kan doen, het ons wysheid nodig. So dit behoort in 'n sekere sin ons grootste begeerte ook te wees. So ons behoort ook aan mekaar te bid en te vra, Here, maak ons wys soos vir Salomo, sodat ons reg kan oordeel in hierdie lewe, sodat ons kan regeer oor die sonde, en nie elke keer weer in die sonde sal val, en onsself maar weer sal, wil ek amper sê, sal betrap, waar ons voor die sonde geswik en voor die sonde geval het, en alweer sonde gedoen het, en in die Bybel gebruik die uitdrukking, en ek dink ek het verlede Sondag daarna verwys, soos wat Israel maar keer op keer weer gesondig het, sê die Bybel, om soos 'n hond om te draai en sy eie braaksel wat hy weet is verkeerd weer op te eet. Dis die lelike beeld van die sonde wat gebruik word. Maar so wat hier belangrik is dan sien ons hier van vers 10 af en verder, dat God sê ook dat dit vir hom goed was. Dit was goed in God se oë dat Salomo vir hierdie wysheid gevra het, en onmiddellik trek dit weer vir ons die lyne terug na die paradys toe. Wat het God gesê elke keer na hy geskep het, aan die einde van elke dag het God, ons lees in Genesis 1, aan die einde van elke dag, toesien God dat dit goed was. En hier sê God ook, dit was goed gewees. So met ander woorde weer, hierdie parallel, Salomo is op pad op, terug na die tuin van Eden toe. Dit is wat vir ons hier deur die skrywer geskets word. En dan uiteindelik, omdat Salomo nie hierdie rykdom en wêreldse goeders begeer het nie, omdat hy vir God en God se wil eintlik gesoek het, want hoekom wil hy wysheid hê? Want hy wil oor die volk oordeel, en hy wil oor die regsprake reg kan uitspreek, so tipe van 'n regter ook. Hoekom wil hy dit doen? Omdat hy die eer aan God wil gee, omdat hy lief is vir God. Dis hoekom hy ook hierdie duisende offers vir God gaan offer daar op die berg. So daarom, omdat sy hart reg was, daarom gee God ook vir hom alles. So dan moet ons hierdie lyn trek, Nuwe Testament, toe die Here Jesus leer vir sy disippels in Matteus 6, in Matteus 6 vertel Jesus hierdie gelykenisse of hierdie verhale, en dit kom eintlik, het word opgesom in die laaste klompie verse van Matteus 6, en Matteus 6 vers 31 tot 33 lees ons, Jesus sê, daarom moet julle nie kwel en sê, wat sal ons eet, of wat sal ons drink, of wat sal ons aantrek nie. Dis die verhale van natuurlik die voeltjies en die lelies in die veld ensovoorts, nie. Dan sê vers 32, want na al hierdie dinge soek die heidene, wat julle hemelse Vader weet dat julle al hierdie dinge nodig het. En hier is die belangrike vers, maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. En Salomo is die voorbeeld daarvan. Soek na God se wil, soek na God se koninkryk. Die liedjie wat ons sing, soek allereers die koninkryk van God. En dan sal God vir jou al hierdie dinge, wat is al hierdie dinge? Die kos, die klere, die rykdom, dan sal God dit vir jou uiteindelik byvoeg. Maar dan is vers 14 ook hier belangrik. Ons het gesien dat daar's nog steeds weer 'n verbondstipulasie in vers 14. Wanneer sal ek dit vir jou doen? Salomo, God sê, as jy in die verordeninge van jou vader Dawid leef, as jy leef soos Dawid geleef het. So hier uiteindelik sien ons, wil ek amper sê, van hier af verder, in 1 Konings en verder, is dit die verbondstipulasies. Elke keer wanneer daar gesê word, wanneer julle soos Dawid, of soos julle vaders voor julle in opregtheid wandel, soos wat dit hier in vers 14 dan uiteindelik beskryf word, dan sien ons dat dit is eintlik in 'n sekere sin 'n opsomming, 'n samevatting van die verbondstipulasies wat God sê, as julle reg lewe, sal ek julle seën. As julle nie, dan gaan julle die gevolge van die sonde uiteindelik moet dra. En soos ek sê, hier dan nou sien ons dat
God sê vir hom, opsommend, ek sluit in 'n sekere sin hier 'n verbond met jou, maar dan moet jy reg lewe. En wat hier gebeur, en dit is, ek wil vir 'n oomblik net daarby stil staan, vir die tweede keer hier, sien ons nou, eers het Salomo dit gesê vir God, hy het gesê, ek leef in die voetstappe van my vader Dawid, wat 'n opregte man was, en hier sê God dit dan nou ook. Die vraag wat onmiddellik by ons opkom, as ons nou teruggaan na verlede Sondag se preek toe, en ons weet al die slegte dinge, die sonde wat Dawid gedoen het, hoekom word dit dan nou hier gesê dat Salomo moet soos Dawid leef? Beteken dit nou, hy moet ook sonde doen, soos Dawid sonde gedoen het? Mense vermoor, soos ons nou gehoor het, soveel so, dat God vir hom gesê het, jy kan nie vir my 'n tempel bou nie, want daar is te veel bloed op jou hande. En die antwoord is nee, maar hierdie wys op die groot genade van God. God, in sy groot liefde en genade, nie net vir Dawid nie, maar vir almal van ons, en meer in die besonder wil ek amper sê, kan ons dit onsself aantrek, omdat ons as Nuwe Testamentiese Christene na die kruisiging van Jesus leef, waar hy met sy bloed vir ons sondes aan die kruis betaal het. Omdat hy vir ons sondes aan die kruis betaal het, en hier in Dawid se geval terugwerkend, sien ons God se groot liefde en genade, maar God dink nie meer aan die sondes nie. Hy het die sondes vergewe en vergeet. Maar God dink net aan die goeie wat Dawid gedoen het. En daar moet ons sê, en ons sal volgende Sondag daarna toe terugkom na hierdie gedagte toe, maar die een ding wat ons ten minste van Dawid kan sê, is dat hy was 'n opregte koning deur al sy jare, met al sy sondes, vreeslike sondes wat hy gedoen het, oorspel, moord ensovoorts, is die een ding wat ons van Dawid kan sê, hy het nooit ander gode aanbid nie, hy het altyd getrou gebly aan God, en dis waarna God hier verwys, wanneer hy sê, as jy in die insettinge van Dawid bly wandel. So dit is hier uiteindelik van groot belang, maar dit wys, soos ek sê, op hierdie liefdestrou, hierdie goedertierenheid, is 'n woord wat ons aan mekaar sal sien by Salomo, van God. Hoekom? En dit verwys ook terug na die 10 gebooie toe. Wat lees ons in die 10 gebooie? Maar ek sal barmhartigheid bewys. God sê, ek sal die 3de en die 4de geslag straf, die wat nie my gebooie onderhou nie, maar ek bewys barmhartigheid aan duisende wat? Duisende geslagte van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. So met ander woorde, God vergeet en vergewe die sondes. Hy dink nie meer daaraan nie, en dis wat hier uiteindelik gebeur is. God sê, wandel in die goeie van Dawid, want ek het die slegte vergeet. Dis wat hy ook hier vir Salomo uiteindelik sê. Nou goed, kom ons sluit af. Dan sien ons uiteindelik dat na hierdie gebeure, dan gaan Salomo na die tabernakel toe, daar na die verbondsark toe. So dit is ook belangrik, want dit wys vir ons op die toewyding en die gehoorsaamheid natuurlik van Salomo. So kom ons lees weer daar van vers 14 af, net tot aan die einde, laat ons die geheelbeeld hier kan sien. So vers 14 het ons gesê, was die belangrike ene. God sê, en as jy in my weë wandel, deur my insettinge en my gebooie te onderhou, die wat Dawid gedoen het, soos jou vader Dawid gewandel het, dan sal ek jou dae verleng. Dan lees ons nou, toe word Salomo wakker van hierdie droom. Dit was 'n droom. Daarop het hy in Jerusalem gekom en voor die verbondsark van die Here gaan staan en brandoffers gebring en dankoffers berei en 'n maaltyd vir al sy dienaars aangerig. So hierdie vers 15 is ook belangrik. Wat doen Salomo onmiddellik? Hy antwoord in dankbaarheid. Hier's 2 dinge wat ons moet raak sien. Die eerste ding is toewyding. So met ander woorde, waartoe gaan hy? En hierdie keer is dit ook besonder. Nou gaan hy nie meer na die hoogte toe, hier waar hy was, waar hy die droom gehad het nie. Nou gaan hy na die regte plek toe. Hy gaan na die tabernakel toe, na die tent van samekoms. So dit wys sy toewyding. Ons kan vandag sê, ons moet ook toegewyd wees, ons moet kerk toe gaan. Maar dit wys ook sy gehoorsaamheid aan God. So onmiddellik, God sê, wandel in my insettinge. Waar begin hy om te wandel? Hy begin deur vir God by God se kerk, die tabernakel, die draagbare tent op daardie stadium, te gaan offer. So dit wys toewyding, dit wys gehoorsaamheid onmiddellik. So positief. En dan sien ons dan nou verder, en hier wil ek net vir 'n oomblik dit ook ingooi, wil ek amper sê, so kantopmerking. Hierdie vers sluit af en sê, dan sal ek jou dae verleng in vers 14, as jy in my insettinge wandel.
Onthou, dit gaan ook oor die 5de gebod. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jou dae verleng word. So wees, eer jou vader Dawid. Luister vir jou ouers, eer hulle, wees respekvol teenoor hulle, doen soos wat hulle gedoen het, dan sal ek jou dae verleng. So die 5de gebod word ook hier betrek. En dan lees ons dan nou verder, toe word Salomo wakker en dit was 'n droom, toe gaan hy na Jerusalem toe en dan by vers 16, in die tyd, so nou nadat dit gebeur het, in die tyd kom daar 2 vroue wat hoere was na die koning en hulle gaan voor hom staan. En die een vrou sê, ag my Heer, ek en hierdie vrou woon in een huis en ek het by haar in die huis gebaar, sy het geboorte geskenk, né? En op die 3de dag na my bevalling het hierdie vrou ook gebaar terwyl ons saam was. Niemand anders was by ons in die huis nie, maar net ons 2 in die huis. En die seun van hierdie vrou het in die nag gesterwe, omdat sy op hom gelê het. Toe staan sy in die middel van die nag op en neem my seun langs my weg, terwyl die dienares slaap. En sy het hom in haar skoot neergelê, maar haar dooie seun in my skoot neergelê. Toe ek die môre opstaan om my seun te soog, was hy dood. Maar in die môre het ek hom goed bekyk, en dit was nie my seun wat ek gebaar het nie. Maar die ander vrou sê nee, maar die lewendige is my seun, en die dooie is jou seun. Maar die eerste sê nee, maar die dooie is jou seun, en die lewendige is my seun. So het hulle dan voor die koning gestry. Toe dink die koning, die een sê dit is my seun, die lewendige, en jou seun die dooie, en die ander sê nee, maar die dooie is jou seun, en die lewendige my seun. Daarop gee die koning bevel, bring vir my 'n swaard, en hulle het die swaard voor die koning gebring. En die koning sê, sny die lewendige kind in 2 stukke, en gee die een helfte aan die een en die helfte aan die ander. Maar die vrou wie se kind die lewendige was, het met die koning gespreek, want haar binneste was ontroerd oor haar seun. Sy het gesê, ag my Heer, gee haar die lewendige kind, vir die ander vrou nou, en maak hom tog nie dood nie, terwyl die ander een sê, dit gebeur nou gelyktydig, hy sal nie myne en ook nie joune wees, nie sny deur. Toe antwoord die koning en sê, gee haar, die vrou wat gesê het, nee, gee dit maar vir die ander vrou, moet hom net nie doodmaak nie, gee haar die lewendige kind, en maak hom in geen geval dood nie, sy is die moeder. En die hele Israel het gehoor van die vonnis wat die koning uitgespreek het, en was bevrees vir die koning, want hulle het gesien dat daar goddelike wysheid in sy binneste was om reg te doen. So dit is belangrik, hierdie is maar net 'n voorbeeld vir ons om te wys, God het vir Salomo 'n hart gegee wat luister, 'n hart wat opmerksaam is, 'n hart wat kan sien, wysheid, God het dit toe vir hom gegee. Maar nou goed, kom ons sluit af, wat vir ons belangrik is hier, is dat ons moet uiteindelik raak sien, dat die les hier uiteindelik is dat ons moet ook soek vir wysheid, en dan sal God vir ons uiteindelik alles gee, wat ons hart, wil ek amper sê, ook begeer, dit wat ons nodig het, kos, klere, ensovoorts, maar ons moet sê op ons eie, en dis die belangrike ding waarmee met hierdie gedagte kan ons afsluit, op ons eie moet ons besef, sal ons maar altyd weer, soos Dawid van oud, en soos Salomo later, soos ons sal sien, sal ons weer misluk, sal ons in die sonde val. Daarom moet ons bly soek na wysheid, en die wyse Salomo self, wat ons nou gesien het, God sê vir hom, jy sal die wysste man ooit in die geskiedenis wees. Hy sê in Spreuke, sê hy, in Spreuke 9 vers 10 is 'n baie bekende vers, sê hy, die beginsel van die wysheid is die vrees van die Here, en die kennis van die Heilige is verstand. So met ander woorde, wat is werklike wysheid? Om God te vrees en om te soek om vir God te ken, om te verstaan wie God is en wat God se wil is. Met ander woorde, ons moet Bybel lees, want God maak homself in die Bybel aan ons bekend. So wie is hierdie Heilige? Dis natuurlik God wat hierna verwys word, en dan wil ek Nuwe Testament toe spring. So ons moet besef, ons sal altyd val, en ons behoort altyd te soek na wysheid. Hoe soek ons na wysheid? Deur te soek na wie God is, en wat God se wil vir ons lewens is, en hoe hy wil hê ons moet leef.
En dan skryf Paulus hierdie belangrike verse vir die gemeente in Korinte in 1 Korintiërs 1 verse 18 tot 24. Hy skryf, want die woord van die kruis is wel dwaasheid vir die wat verlore gaan. Hy verwys hier na Jesus wat gekruisig is en ons wat glo daarin, dat Jesus ons sondes afgewas het en vir ons kom intree aan die kruis. Want die woord van die kruis is wel dwaasheid vir die wat verlore gaan, maar vir ons wat gered word, is dit die krag van God. Want daar is geskrywe, ek sal die wysheid van die wyse mense vernietig en die verstand van die verstandige mense tot niet maak. Waar bly die wyses? Die vraag wat hy vra. Waar bly die skrifgeleerde, die wat dink hulle is wys en slim? Waar die redetwisters van hierdie eeu, het God nie die wysheid van hierdie wêreld dwaas gemaak nie. Want aangesien in die wysheid van God die wêreld deur die wysheid God nie geken het nie, het God dit behaag, of het dit God behaag, om deur die dwaasheid van die prediking, die wat glo te red. Want die Jode vra 'n teken en die Grieke soek wysheid. Maar ons verkondig Christus wat gekruisig is, 'n struikelblok vir die Jode en dwaasheid vir die Grieke, maar vir die wat geroep is, Jode sowel as Grieke, Christus, die krag van God en die wysheid van God. So wat Paulus hier beskryf is, hy sê, dis dwaas vir die wêreld om te hoor dat iemand vir ons sondes aan die kruis gesterf het, dat dit werklike wysheid is. Maar dit is die omgekeerde. God vat die swakke en hy maak dit die sterke. Dit is werklike wysheid, om te glo dat Jesus vir ons sondes aan die kruis gesterf het en vir ons oorwin het. En daarom wil ek amper sê, wil ek terugkom met ons in God se insettinge, soos Dawid, soos Salomo hier, dan uiteindelik lewe, moet ons 'n lewe van dankbaarheid leef, tot eer van God. Dis ware wysheid, alhoewel die wêreld dit nie so sien nie. Maar dan wil ek verder ook hier beklemtoon, wie is wysheid, met 'n hoofletter geskryf. Hier word dit vir ons gesê in die laaste vers, maar vir die wat geroep is, ons wat uitverkies is, Jode sowel as Grieke, dit verwys na almal. Christus, die krag van God en die wysheid van God. So wie is Jesus Christus? Hy is wysheid self met 'n hoofletter geskryf. Jesus is die wysheid van God, die wysheid met 'n hoofletter, en ons moet dus raak sien, dit sal vir ons 'n wyse besluit wees, om voortdurend op hom te vertrou, om sy groot verlossingsplan raak te sien, en sy wysheid daarbinne raak te sien, en ons plek daarbinne raak te sien, en dan uiteindelik om ons lewens daarvolgens in wysheid, in hierdie wysheid waarvan ons nou geleer het, soos wat Salomo gehad het, om nie self na alles te wil gryp nie, maar om God toe te laat om ons te leer, om uiteindelik in daardie wysheid te leef tot eer van God. Dan wys ons vir die wêreld, anders as wat die wêreld dit sien en wat hulle dink, is ons die kinders van God, is ons wys, en is ons voortdurend soekend na daardie wysheid, om meer en meer wys te raak, om nader en nader aan God te leef, en meer die eer wat hom toekom, uiteindelik aan hom te bring. Amen. Kom ons sit weer net so en dan bid ons saam. Ons almagtige God, Hemelse Vader, Here, U is soos wat Paulus dit ook beskryf aan Timoteus, die allerwyse God, die alleenwyse God. En Here, ons wil U dank en loof en prys vir U goedheid en vir U guns, vir U liefde en U genade. Here, dat ons so dikwels sien dat in tye waar ons bekommerd is, waar die wêreld so duister lyk, maar dat ons maar opnuut weer besef, dat U soos vir Dawid van ouds teen sy vyande, vir Salomo van ouds, dat U daagliks maar weer vir ons die uitkoms gee, dat U vir ons rig en dat U vir ons lei, en Here, dat ons ook so dikwels in ons dwaasheid val, en die sonde weer val. Here, dit is ook deel van die realiteit van ons lewens, en Here, daarom vra ons dat U, soos vir Dawid en Salomo van ouds, dat U ons nie net van ons vyande sal verlos nie, maar dat U weer opnuut in elke dag van ons lewens vir ons die wysheid sal skenk om U in alles raak te sien, om U groot verlossingsplan in alles raak te sien, en om raak te sien dat ons ook geduldig op U moet wag, en dat U dan,
wanneer ons op U wag, wanneer ons na U in wysheid soek, U wat wysheid met 'n hoofletter is, Here, dat U ook dan vir ons al die ander dinge genadiglik sal byvoeg wat ons nodig het. Here, gee dat ons daarom op U sal vertrou en dat ons op U sal wag en dat ons deur alles wat ons doen ook in wysheid sal wandel, wysheid wat ons van U af ontvang, om in alles die lof en die eer en die heerlikheid wat U toekom, dan ook aan U te bring. Here, en so vra ons ook, lei vir ons ook hierdie nuwe week in, die toekoms in, gee ook vir ons insig, kennis, wysheid en verstand, 'n hart wat werklik opmerksaam is en 'n hart wat werklik nie net altyd eerste in selfgesentreerdheid wil praat en ons eie wil afdwing nie, maar 'n hart wat werklik ook luister, sodat ons daardeur ook die lof en die eer en die heerlikheid wat U toekom, ook aan U kan bring. Here, ons wil vra, lei vir ons, skenk vir ons gesondheid, seën vir ons, en gee dat ons ook werklik soos wysheid vir die wêreld sal optree, dat ons werklik ligte sal wees, wat van die berg afskyn aan die donker wêreld daar buite, sodat ons ook daardeur die lof en die eer en die heerlikheid wat U toekom, aan U kan bring. Want waarlik, Here, aan U kom toe alle lof en eer en heerlikheid tot in alle ewigheid. En ons bid dit alles as dit U wil is, in U groot en heilige naam, in die naam van Jesus Christus. Amen.